Hallo daar, slimkoppe. Is julle reg om julle breine te laat werk vir die groot NWT-eksamen? Hierdie is 'n vinnige en lekker manier om seker te maak julle is heeltemal voorbereid op alles oor energie en voedselketings. Vir elke vraag gaan ek julle 'n oomblik gee om te dink, so wees gereed om die video te pause. Kom ons spring dadelik weg. Reg, ons skop af met die eerste deel, energie en bronne. Ons gaan nou kyk wat presies energie is en, nog belangriker, waar op aarde ons dit vandaan kry. Is julle gereed vir vraag nommer 1? Hier kom dit. Vraag 1. Wat is energie? Dink 'n bietjie daaroor. Druk gou pause as jy wil. Reg, die antwoord is, energie is die krag wat dinge laat gebeur en beweeg. Dis daai woema wat alles laat werk, van 'n bal wat jy skop tot jou hart wat klop. Kom ons gaan aan na vraag 2. Noem 3 dinge waarvoor jy en ek energie gebruik. Dink gou aan 3 goed wat jy vandag alreeds gedoen het. Fantasties. Het jy aan 'n paar gedink? Jy kon sê asemhaal, eet, speel of selfs dink. En ja, selfs wanneer jy slaap, gebruik jou liggaam energie. Ons is letterlik energiemasjiene. Vraag 3. Die vraag is, wat is 'n energiebron? Klink dalk ingewikkeld, maar dis glad nie. Dink vir 'n sekonde. Dis eenvoudig. 'n Energiebron is net iets waaruit ons energie kan kry, soos jou kosblik 'n energiebron vir jou is. Goed, luister mooi. Hierdie is 'n vraag met 2 dele. Wat is ons energiebron en waar kom daardie energie heel eerste vandaan? Pause en dink. Wel, voedsel is ons direkte energiebron, ja. Maar, en hier's die superbelangrike deel, al daardie energie in ons kos, of dit nou 'n appel of 'n stukkie vleis is, kom oorspronklik van een plek af, die son. Vraag 5. Okay, so jy het geëet. Wat gebeur met die energie uit daai kos nadat jou maag dit opgebreek het? Waarheen gaan dit? Wel, nadat jou maag sy werk gedoen het, tel jou bloed daardie energie op soos 'n super vinnige afleweringsdiens en jaag dit reguit na jou spiere toe. En dis hoekom jy kan hardloop en spring. Hier is 'n groot dinkvraag. Vraag 6. Wat sou gebeur het as daar geen sonlig was nie? Verbeel jou 'n wêreld sonder die son. Dis nogal 'n groot gedagte, né? Die antwoord is eintlik eenvoudig, maar baie ernstig. Sonder die son sou daar absoluut niks kon lewe nie. Geen plante, geen diere en geen mense nie. Wow. Vraag 7. Dink weer aan jou kosblik. Kan jy vir my kos noem wat jou vinnige energie gee en ander kos wat jou stadige, langdurige energie gee? Vir 'n vinnige hupstoot soos 'n vuurpyl is suiker die antwoord. Maar vir energie wat lang hou, soos 'n sterk battery, dink ons aan goed soos vet, vleis, eiers en brood. Dit hou jou die hele dag aan die gang. Vraag 8. Watter kosgroep gee dalk nie daai groot energiestoot nie, maar is ongelooflik belangrik om ons gesond te hou met vitamiene en minerale? Die antwoord is natuurlik vrugte en groente. Hulle is soos jou liggaam se persoonlike superhelde wat jou sterk hou en help om kieme te beklei. En die laaste vraag in hierdie deel, vraag 9. Hoekom is water so belangrik vir ons, selfs al gee dit ons nie eintlik energie nie? Wel, die antwoord is eenvoudig, maar krities. Water is net baie belangrik vir ons liggame om gesond te bly. Dink daaraan as die olie wat jou liggaams-engine glad laat loop. Pyk gedoen met deel 1. Julle is op dreef. Nou beweeg ons aan na deel 2, fotosintese en energievloei. Hier gaan ons die towerkuns ontdek van hoe plante hulle eie kos maak en hoe daardie energie deur die hele natuur vloei. Vraag 10. Dis 'n groot woord, so luister mooi. Wat is fotosintese? Dis glad nie so moeilik soos dit klink nie. Dis eenvoudig die ongelooflike proses waar plante hul eie kos maak. Hulle gebruik sonlig, water en koolstofdioksied. Dis letterlik planttowerkuns. Op na vraag 11, noem 2 goed wat plante doen wanneer hulle fotosinteer. Hulle doen 2 ongelooflik belangrike dinge. Eerstens gebruik hulle daai energie om self te groei en vrugte te maak. En tweedens, as 'n wonderlike geskenk aan ons, maak hulle suurstof vry, die einste lug wat ons nodig het om asem te haal. Nogal 'n goeie deel, né? Vraag 12. Hoe presies beweeg energie vanaf die son reg deur al die lewende dinge? Dink aan die stappe in die regte volgorde. Die pad is eintlik baie logies. Dit begin altyd by die son. Dan gaan die energie na die plante, dan na die diere wat daai plante eet en dan uiteindelik na die mense. Dis die energiereis.
Vraag 13. In 'n voedselketting sien ons altyd daai pyltjie. Wat presies wys daardie pyl? What? Dink mooi, die pyltjie is superbelangrik want dit wys altyd in watter rigting die energie beweeg, so dit wys van die ding wat geëet word na die ding wat dit eet. Dis die vloei van energie. En vraag 14. Wat is die son se rol in elke liewe voedselketting wat daar bestaan? Hierdie een moet jy onthou. Die son is die absolute beginpunt van alle voedselkettings. Sonder die son is daar geen energie om mee te begin nie. Die son is die groot baas. Julle doen briljant. Welkom by ons laaste deel, diere en voedselketings. Nou gaan ons kyk na die verskillende soorte diere, wat hulle eet en hoe hulle almal in die groot legkaart van die natuur inpas. Kom ons kyk in. Vraag 15. Wat noem ons 'n dier wat net en alleenlik plante eet? Die regte woord is 'n herbivoor. 'n Maklike manier om dit te onthou is dat herb soos kruie klink. Dink aan 'n koei wat gras kou of 'n kameelperd wat aan blare besel. Vraag 16. Goed, en wat noem ons dan 'n dier wat net ander diere eet? Dit is 'n karnivoor of 'n vleiseter. Dink aan 'n magtige leeu wat jag of 'n arend wat hoog in die lug sirkel. Hulle is karnivore. Vraag 17. En wat van daai diere wat nie kan kies nie en sommer albei eet, plante en diere? Daardie diere noem ons omnivoor. Omni beteken als, so hulle is alleseters. 'n Goeie voorbeeld is 'n beer. En natuurlik, ons mense is ook dikwels omnivoor. Vraag 18, en hierdie een is baie belangrik. Wat gebeur met 'n voedselketting as net een enkele lewende ding daaruit gehaal word? Dink aan 'n ry dominos. Ja, as een skakel uit die ketting verwyder word, kan die hele ketting breek en in mekaar tuimel. Alles in die natuur is aan mekaar verbind. Vraag 19. Nou dat ons weet hoe delikaat 'n voedselketting is, wat is die gevolg as ons mense nie die natuur beskerm nie? Die hartseer maar baie ware antwoord is, ons kan die hele voedselketting vernietig. En dis hoekom dit so belangrik is om na ons planeet en al sy diere en plante om te sien. En hier is dit, die laaste vraag. Kom ons sit alles bymekaar. Gee die presiese volgorde van die sonstraal se energiereis wat jy hier sien. Reg, kom ons volg die pad saam. Dit begin by die son, wat energie gee aan die gras. Die sprinkaan eet die gras. Die rot eet die sprinkaan, die slang vang die rot en heel bo-aan vang die arend die slang. Sien, julle het dit. Fantasties gedoen almal. So, nou dat julle amptelike kenners is, hier is 'n laaste vraag net vir die lekker, om oor te wonder. Watter voedselketting is jy deel van? Dink aan wat jy vandag vanmiddag geëet het en probeer daardie energie terugspoor, heeltemal tot by die begin, by die son. Baie sterkte met die leerwerk, julle gaan fantasties doen.